Vers 28, en omdat hulle dit nie moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid. Nou hier noem hy net 'n paar. Hoerery, boosheid, hebsug is om te hê, ek wil nog hê. Ondeug, beteken jy is goed vir niks nie. Daar waar jy kom, maak jy net moeilikheid, niemand wil eintlik daai nie. Vol nydigheid. Nydigheid is om aanhou niks te gun nie. So nou kyk ons na die ou wat gay is en ons veroordeel hom, maar jy's nydig. Jy gun niemand nie. Hoe sê hulle, jy gun hom nie ys in die winter nie. Jy is selfsugtig. Jy is dieselfde bootjie. Nydigheid, moord, twis. Wat is twis? Man, ek stry met almal. Dis my lekker. Ek hou daarvan. Ek stry met hulle. Dis twis. Jy is nie dieselfde bootjie. Bedrog. Kwaadaardigheid. Nou hierdie kwaadaardigheid, ek gaan kyk wat sê die Engelsman. Hy sê whisperers. So agter 'n ou se rug. Ek wys 'n teken. Hierdie ou staan hier en ek wys nie, ek wys vir die ander mense. Hy lekker stupid, nê. Dis whisperers. Nuusdraers. Kwaadsprekers. Kwaadspreker, die Engelsman sê daarso, backbiters. Kwaadspreker. Rugsteker. Haters van God. Geweldenaars. Trotsaards. Wat is 'n trotsaard? Ek roem op wat ek bereik het. Dis 'n trotsaard. Ek moet julle dan net vertel wat ek bereik het. Hoorie maar, jy het 'n groot storie, maar hoor my storie. Dis 'n trotsaard. Jy is in dieselfde bootjie. Jy keer dit goed, jy sê dis soos dit is, dis maar wie ek is. Uitvinders van slegte dinge. Ongehoorsaam aan ouers. Onverstandig. Ontrou. Ontrou is 'n ooreenkomsverbreker. Ons het 'n ooreenkoms. Jy verbreek dit, jy's ontrou. Sonder natuurlike liefde. Natuurlike liefde is 'n harde hart. Soos iemand kom met berou na jou toe en hy sê vergewe my en jy sê nee. Dis sonder natuurlike liefde. Onversoenlik. Onbarmhartig. Mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed, dat die wat sulke dinge doen, watter dinge? Hy het begin met hierdie weird verhoudings. En hy eindig met 'n harde hart. Mense wat sulke dinge doen, die dood verdien, en die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Moenie jou goedkeuring skenk aan mense wat verkeerde dinge doen, net om konflik te vermy nie. Jy hoef nie konflik te gaan soek nie, maar jy moet juis mense waarsku. Sê jy wat besig is om hierdie partyskap te veroorsaak, jy kan dit nie doen nie, hou op met dit. Daai persoon gaan nie van jou hou nie, regtig, jou vriendskap is dalk daarmee een. Maar as jy saam gaan met dit en dit goedkeur, is jy saam skuldig. En dan verdien jy ook die dood.